Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Goeiedag en welkom by hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche. Vandag se storie se naam is Slaap Doringrosie slaap en dit is geskryf deur Steve Smallman. In 'n land ver weg het 'n koning en 'n koningin eendag vir hulle pragtige babadogtertjie 'n partytjie gehou. Haar naam was Leonor. Die eregaste was 5 feetjies wat elkeen vir die baba wonderlike persente gegee het. My persent aan haar is verbeelding. Swish, sê die eerste feetjie. My persent aan haar is intelligensie. Swish, sê die tweede feetjie. My persent aan haar is musiek en om musiek te kan maak, sê die derde feetjie. My persent aan haar is om te kan dans. Swish. Maar net toe die laaste feetjie haar persent wil gee, verskyn daar 'n bose vee wat baie kwaad is. Julle het my nie genooi nie, gil sy. Die bose vee grom gevaarlik en sê, hier is my persent. Wanneer Leonor 16 word, sal sy haar vinger op 'n spinwiel se naald prik en aan die slaap raak en nooit weer wakker word nie. En toe verdwyn die slegte vee. Die laaste veetjie moet nog haar persent gee. Sy sê, ek kan nie die vloek wegvat nie, maar ek kan dit verander, sodat die prinses net vir 100 jaar sal slaap, en dan sal 'n prins haar wakker maak met 'n soen. Die koning en die koningin verban dadelik alle spinwiele uit hulle koninkryk, om te probeer keer dat die prinses haarself sal raaksteek. Hulle wil nie hê, hulle dogter moet vir 100 jaar slaap nie, maar in werklikheid hou prinses Leonor net nooit ooit niks van slaap nie. As babietjie hou sy haar ouers elke nag wakker met haar harde geskree. Toe sy ouer word, slaap Leonor selfs nog minder. Wanneer haar ma en pappa sê, hulle moet gaan slaap, luister sy nie na hulle nie. Leonor bly elke aand tot baie laat op. Sy speel speletjies, lees boeke, spring op en af op haar bed en hou middernagfeeste. Die volgende oggend is sy dan altyd baie moeg en bietjie nikkerig. Hoe moer Leonor word, hoe meer nikkerig en dikmond is sy. Sy skree op almal wat naby haar kom. Mense noem haar selfs Leonor die kwaadjie en niemand wil met haar maats wees nie. Dis nie al nie, daar is al donker kringe onder haar oë en sy is baie lomp en val aanhoudend en breek goed en loop in goed vas. Op haar 16de verjaarsdag kla Leonor omdat sy moet opstaan, soos gewoonlik. Haar mamma sê, moenie vol nikke wees nie, skat, jy verjaar vandag. Ek is nie nikkerig nie, sê Leonora. Sy dwaal nikkerig deur die kasteel tot sy by 'n vertrek kom wat sy nog nooit gesien het nie. Binne staan daar 'n spinwiel en reggeraai. Sy prik haar vinger per ongeluk aan die naald en sy raak dadelik aan die slaap. 'n Feetjie hoor Leonora hard snork en vat haar toe na haar bed toe. Toe swaai sy haar towerstafie en laat al die ander mense in die kasteel ook aan die slaap raak. Yslike doringbosse groei om die kasteel, sodat niemand daar kan inkom nie. En jare gaan verby. Die storie van 'n nikkerige prinses, wat vir 100 jaar aan die slaap gesit is, versprei deur die land. En presies 100 jaar later, daag daar 'n aantreklike prins op. Hy wil sien of die storie waar is. Hy knip 'n pad tussen die dorings oop en gaan by die kasteel in. Toe hy Leonor in haar bed sien slaap, snak hy na sy asem. Sy lyk so vriendelik en vreedsaam. Die prins soen haar en swish, sy word wakker. Leonor voel wonderlik. Sy sien nikkerig nie en daar's ook nie kringe onder haar oë nie. Ek het heerlik geslaap, sug sy. Hallo, ken ons mekaar? Al die ander mense in die kasteel word ook wakker. Die koning en koningin is verstom oor hoe vrolik en gesond hulle dogter is. Sy het net 'n bietjie slaap nodig gehad, sê die koning. Ons almal het 'n bietjie slaap nodig.
Leonor gee vir haar ouers 'n drukkie en sê sy is jammer dat sy altyd so nikkerig was. Sy beloof sy sal van nou af seker maak sy kry elke nag genoeg slaap. Leonor trou met die prins en is so gelukkig dat niemand haar ooit weer Leonor die kwaadjie genoem het nie. Maar soms noem hulle haar Leonor die snorker. Maats, hierdie is 'n oulike storie. Slaap is baie belangrik. Ek hoop nie julle gee vir mamma en pappa moeilikheid as dit slaapenstyd is nie. Want slaap laat 'n mens se brein sommer sterk en slim word en hy groei sommer vinniger as mens slaap. So, slaaptyd is 'n goeie tyd. Nou toe maatjies, tot die volgende keer. Arrivederci! Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langenhoven Park.